Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre en dis sommer heerlik om te weet dat julle, Els, dat jy, dat ons almal hier is in die middel van die week op hierdie pragtige woensdagoggend. En ons begin dit op die regte noot. Daar sê gesondheid kollega, daar sê en vir jou ook gesondheid. As jy nou nie so gelukkig is met 'n sappie nie, dan vat jy nou maar vir jou 'n heerlike ou koffietjie. Of 'n teetjie. Of 'n teetjie of 'n watertjie of sommer net hallo, hier is ons. Goeiemôre. Dis hy, solank dit net in die geselskap van goeiemôre, good morning is. Nou ons het 'n baie besige program, net jy gesien. Ek het gesien, lekker opgewonde. Kom ek vertel jou meer. Ons gesels oor 'n inisiatief wat nuwe lewe aan plastieksakke bring en terselfdertyd die omgewing skoon hou. Everest Advisory Services kom gesels oor Wêreldgeldweek. Ons leer meer oor 'n opwindende nuwe reeks genaamd Golftour. Die eienaar van die beste vakansieoord in Suid-Afrika, soos deur die Western Cape Resorts Network aangewys, vertel ons meer oor Vloedbos. Die radio-omroeper en rugby-kommentator Henny Koortsen gesels oor sy nuwe kursus Uitsaai in Aksie. En die musiekgroep Kerkstraat kom deel nuwe musiek. So, dis alles die moeite werd om vir ingeskakel. Daar is regtig nou ietsie van alles waarin ek ook sou belangstel. Ek sal graag wil hoor by die eienaar van Vloedbos of goeiemôre, good morning. Sy aanbieders nie dalk 'n bietjie kan. Okay, die hele span. Bietjie kan gaan toets hoe lyk dit daar by Vloedbos nie. Waar is dit? Ons gaan nou hoor. Ons gaan nou uitvind. Ons gaan nou Nee, hoor. goed. Ja. Jy moet eers uitvind waar hierdie plekke is voordat jy so Maar wil enige gaan. wegbreek, enige roadtrip is mos lekker. Sommige van ons is meer avontuurlustig as ander. Ja, laat ons hierdie vroeë oggend 'n bietjie kan gaan afskit en net so vir 'n naweek kan gaan wegraak in Vloedbos. Goed, ons bly by avontuur of avontuurlustigheid of dan nou romanse. Die vraag is, hoe ver sal jy verliefde gaan? Nee, sal ons ver gaan. Liefde laat 'n mens nie helder dink altyd nie. Ja, En dit moet so wees. Verlief laat jy minder helder dink, lief laat jy daarom al bietjie meer helderder dink. sjoe, wat vertel jy my nou? Ja, so as jy verlief is, dan doen jy partykeer. Wel, ek sal nou nie weet nie, maar miskien eendag. Goed. Ag, kom nou, El. Goed, 'n interessante storie. 'n 15-jarige seun in Duitsland het 'n hele bus gesteel net om sy meisie skool toe te neem. Daar sy. Hoe 'n oud? bus. 15 jaar. 15 jaar. Op 13 Maart het die seun vroegoggend by 'n busstasie in die stad Wiesbaden ingesluip, 'n sleutel gevind en sommer met 'n bus weggery. Toe die bus die stasie verlaat het die werknemers aanvaar dat dit een van hulle bestuurders is en niemand het dadelik agtergekom dat iets verkeerd is nie. Ek dink ook nie hulle het dit werklik vermoed nie. Later die dag het hulle besef dat die bus gesteel is en het dit toe aangemeld as gesteel. Die polisie het die bus sowat 130 km verder met die tiener agter die stuur opgespoor. Toe die polisie hom bevraagteken, het hy verduidelik dat hy net sy meisie by die skool gaan aflaai het en dat hulle reeds met die bus op pad terug was Wiesbaden toe. Gelukkig het niemand seer gekry nie en die bus is sonder skade terug aan die busstasie besorg. Die seun word nou egter van diefstal en bestuur sonder 'n lisensie aangekla. Kyk nou net wat het hy vir haar gedoen, vir liefde. Ek is so verlief op jou, ek het glad nie nigter gedink nie. Daai is dalk so 'n bietjie ekstreem, maar wys jy net die ou se hart het nou op 'n ander manier geklop. Hy kon nie helder dink nie. Ek weet nie of 'n kriminele rekord die moeite werd is nie. Nee, moet ek sê. dink hulle moes hom net 'n pak slaag gegee het of hom gesê het jy mag vir die volgende 2 maande nie jou meisie sien nie. Of so iets. Wel, hy het waarskynlik gedink hy gaan daarmee wegkom voordat iemand iets vermoed. Kyk, maar ek moet vir jou sê, 15 jaar agter 'n stuurwiel en dit is 'n bus. Ek dink nie 'n bus is maklik om te bestuur nie. Dit is baie onverantwoordelik en onveilig. So Heeltemal. dit kan net te bly wees dat niemand seer gekry het nie. Nee, ek dink ook hy kan sy sterre dank dat niks gebeur het nie en niks ernstig gebeur het nie. Party mense sal dit afjak as stoutigheid. Ek sal sê ja, bietjie onverskillig. Het jy ooit katte kwaad aangevang toe jy 15 jaar oud was? Dis onlangs, so ek O, okay, ja. Hoe kan ek dan nou baie vergeet? onthou nie. Maar ek het seker, maar eintlik was ek ook maar 'n pluggie, jy weet. Ja. Nie te stout geweest nie, maar daar is so 1 of 2 storieetjies wat 'n ou kan deel. Die datum staan ook vir my nogal uit, op die 13de Maart. Daar sê hy, so raai wat het hy geluister in daai bus. Want dit was dieselfde dag as wat my liedjie vrygestel is. Vergeet om te onthou. Hy het vergeet om te onthou, hy's nou net 15 jaar oud. Hy het vergeet om te onthou, hy gaan in die chookie kan sit. Hy het vergeet om te onthou, hy kan al groot moeilikheid maak. Maar hy het onthou om nie te vergeet dat hy verlief is op die girl nie.
Nou is En ek as self jy deur nie mekaar. weet waarvan ons praat nie, gaan maak 'n draai op YouTube, nê. Daar sê. Gaan luister na die liedjie. Ag, ek slaat sommer 'n glasie daarop. Luister, Sê, voordat ek nou op ietsie jou. drink, het jy al ooit 'n bietjie kosmetiese chirurgie oorweeg of gedink ek sal nou 'n bietjie hier wil verander en daar wil? Nee. Nee. Daar sê. Ja. Nee, ek is maar lief vir 'n hulle spot my mos nou hier op stel vir 'n bronzertjie, soos Ja, wat ons ja. daarna verwys. Maar dis omtrent dit, nee wat Ek het so ook gemaak en so gelaat staan. Ja, ek het ook altyd, jy weet, ek meen Bernice het nou nie verniet gesê die Here het jou mooi gemaak. Dis net mos maar hoe ons gemaak is en so moet ons nou maar laat staan word. Maar wat van hierdie? Luister net gou hierson. Nuwe mediese prosedure wat die kleur van jou oë permanent kan verander. Sal jy dit oorweeg? Wel, die prosedure word deur Dr. Rob Daniel, die enigste chirurg in die land wat hiervoor opgelei is, behartig. Dr. Daniel verander die kleur van jou oë deur 'n laser te gebruik om 'n mikroskopiese tonnel in die kornea van die oog te maak. Daarna word 'n spesiale pigment wat jou oogkleur verander in hierdie spasie geplaas. Die pigment vorm dan 'n nuwe laag van kleur wat dan voor die natuurlike kleur gaan lê. Omdat hulle nie binne in die oog werk nie, is dit veiliger as vorige metodes. Vir sommige mense is die operasie nie net kosmeties nie. Jay de Pre, 'n pasiënt wat Bell's palsy het na die verlamming van obviously die een kant van sy gesig, het hy baie selfbewus gevoel en hy het gesê, "Wel, hy wou nog altyd blou oogies gehad het en hierdie operasie het nou net sy selfbeeld verbeter." En ja, baie meer selfvertroue vir hom gegee. Kan jy glo dat dit nou al gedoen word? Ek sou nou gevra het waarom sal iemand so iets wil doen? Maar nou verwys jy na selfvertroue. Nee man. Hoorie, dit laat my dink aan nog 'n liedjie wat ek mos het. Ja. Stoute oogies. So as jy nie tevrede is met jou oogies nie, maak hulle stout. Wetenskaplik dink ek dit is amazing dat hulle so ver kan gaan, maar of ek dit self sal doen, ek weet daarom nie. Ek Ja, sê byt nie. maar vas, want die doel van vanoggend se program is duidelik om Pieter Koen se musiek te bemark. Nee, alles Net hier val ons op nou so Goeiemôre, reg in my Good kraal. Ja, alles val nou so reg in die kraal. Nee, ek dink dit is skokkend om te verneem van alles wat deesdae gedoen kan word. En ek dink dit maak my meer bekommerd na aanleiding van 'n mens wil nou nie altyd, jy weet, neig na die negatiewe kant toe nie. Maar wat van mense wat dan nou hulle voorkoms wil verander as gevolg van die feit dat hulle nou miskien, jy weet, hulle self skuldig maak aan iets. Soos hierdie Ook waar. 15-jarige busbestuurder, verstaan? Ook Nou my waar. oogkleur te gaan verander, nee, maar dis nie ek nie. Nee, ag ek dink daar's ander maniere om hulle op te spoor, maar ek dink dit is 'n bietjie, dis vir my so 'n bietjie drasties. Dalk as jy 'n bietjie 'n goeie indruk wil maak of regtig nou ekstreem wil wees, so dan maak jy net die een kleur 'n Ja, ander kleur of die een oog 'n ander kleur. maar jy is tevrede met jou, Ja, met die kleur van ek jou is- oë nie. Ek is okay. Ek voel dieselfde en ek dink diegene, kyk ek raak gewoonlik verlief op mense wat bruin oë het. Ja. Dit het net nog altyd so uitgewerk. Daar sê. So hou by jou oogkleur. Daar sê Los en die verregaande. die res van die program Planne. word gewy aan Elsa wat vir ons wil sê sy wil graag weer 'n bietjie verlief raak. Nee, So as daar enige iemand is met bruin oë en hy is nie by die ons see. vra om verskoning vir die tegniese probleem wat nou hier inglip. Pieter, kom, die tyd is besig om ons in. Bly julle waar ons is. Nou moet ek ook in die hoekie gaan staan. Ons gesels net hierna verder. Jy is by die een en enigste Goeiemôre, good morning. Kry vir jou 'n glasie klink om saam met ons. Dis Woensdag, middel van die week en amper tyd vir die naweek. Sien jou nou.